Goeiedag luisteraars. Baie dankie dat julle ingeskakel het om te luister na vandag se program. Ek wil vandag met julle gesels oor die tema Giet jou hart uit soos water. En die skrifgedeelte kom dan uit Klaagliedere 2 vers 19. En die skrif lees as volg: Staan op, roep uit in die nag, aan die begin van die nagwake. Giet jou hart uit soos water, voor die aangesig van die Here. Hef jou hande op na hom, vir die lewe van jou kinders, wat van honger versmag op elke straathoek. Jeremia se klaaglied is 'n baie intense aanbiddingsvorm of uitroep van pyn. Dit is 'n uitnodiging tot eerlike gebed in die donker. Hierdie teks roep ons om in die nag op te staan en uit te roep. Dit is 'n oproep tot intersessie, tot rou, tot 'n hart wat nie versteen nie, maar vloeibaar bly voor die Here. Die woorde spesifiek word gebruik: giet jou hart uit soos water. Nie soos olie wat stadig drup en loop nie, maar water wat vrylik vloei. God hoor daardie gebede wat in die nag uitgestort word. Wanneer die wêreld stil raak en die donkerte begin ons toefhou, dan begin die nagwake, daardie heilige uur van gebrokenheid en gebed. In die Ou Testament was die nag nie 'n tyd van rus nie, maar 'n tyd van waaksaamheid en van geestelike wakkerheid. Psalm 119 vers 148 sê: My oë kom die nagwake voor, sodat ek nadink oor u woord. Hier, in die stilte, word die woord nie gelees nie. Dit word geproe, geherkou, gehuil, uitgeworstel met die Here. Maar die nagwake vra meer as net wakker oë. Klaagliedere 2 vers 19 roep ons en sê: Staan op, roep uit in die nag, giet jou hart uit soos water voor die aangesig van die Here. Dit is nie 'n fluistergebed nie, dis 'n stortvloed. Dink net aan die beeld van water, vry, vloeiend, onbeheerbaar. Dit verteenwoordig 'n hart wat nie meer kan keer nie. Dit herinner ons aan Psalm 62 vers 9. Stort julle harte uit voor hom. God is vir ons 'n toevlug. Hier is geen plek vir maskers nie. Die nag is 'n altaar van eerlikheid. Om jou hart uit te giet is nie 'n teken van swakheid nie. Dis 'n daad van geloof. Om te huil in die nag is om te aanbid met jou hele wese. Die trane word 'n aanbiddingsvorm. Daardie sugte word psalms. In die nag van rou is eerlikheid nie rebellie nie. Dit is aanbidding. Soos 'n kind wat huil in die donker en weet die Vader hoor. Soos 'n storm wat nie vernietig nie, maar reinig. Soos 'n dans in die duister, waar elke traan 'n ritme word van hoop. Hierdie gebed in die nag is nie net 'n gebed vir onsself nie, maar ook vir die volgende geslag. Stel jou voor, 'n dorp met straathoeke en kinders wat speel, kinders wat dwaal, sommige huil, ander lag. Party dra rugsakke vol drome, maar ander dra weer die gewig van verwaarlosing. Hierdie straathoeke is nie net 'n plek van verkeer nie. Dit is 'n plek van gebed, 'n altaar van intersessie. Want hier, op die rand van ons gemeenskap, staan die toekoms van die koninkryk. Hierdie teks roep ons tot intersessie vir die kwesbares. Ons gebed is nie 'n sirkel wat net in ons eie pyn vasdraai nie.
Dit is 'n rivier wat vloei na die volgende geslag. Ons roep nie net vir ons eie genesing nie, maar vir die kinders wat versmag, letterlik en figuurlik. Die kind wat honger is, die kind wat nie weet hoe om te bid nie, die kind wat nie weet dat hy geliefd is nie. Hierdie skrifgedeelte is nie net 'n oproep tot gebed nie, dit is 'n oproep tot profetiese verdediging, om te praat vir daardie kinders, wat nie weet hoe om te vra nie, om op te staan vir die kind, wat nie weet hoe om te loop nie. Ons sien in Markus 10 vers 14, hoe lief Jesus die kinders het. En Jesus sê vir ons dat wanneer ons die kinders uitsluit, sluit ons die hart van God uit. Wanneer ons kinders insluit, nooi ons die koninkryk in. Wanneer ons bid vir die kinders, bid ons vir die toekoms van die koninkryk. Ons bid nie net vir hulle veiligheid nie, maar vir hulle roeping. Ons bid nie net vir hulle kos nie, maar vir hulle stemme. Nie net vir hulle genesing nie, maar ook vir hulle sending. Elke kind is 'n potentialdraer van die evangelie. Elke kind is 'n profeet in wording. 'n Lied wat nog gesing moet word. Hoe bid ons vir ons kinders? Deur hulle name te noem, die kinders wat jy ken, die wat in jou omgewing is, die wat in jou kerk en in jou familie is, gee vir daardie identiteit in jou gebed. Kyk na hulle, sien hulle. Moenie net vir hulle in die geheim bid nie, bid ook vir hulle in die openbaar en in aksie. Neem hulle hande, dans met hulle, speel saam met hulle. Laat jou gebed 'n ritme word wat hulle kan hoor. Glo dat God hulle sal gebruik. Glo dat hulle sal genees. Glo dat hulle sal groei. Bid ook vir daardie kinders wat jy nie ken nie. Daardie kinders in jou omgewing. Daardie kinders wat soveel liefde nodig het. En wat ook net iemand nodig het wat vir hulle sal intree by die Vader. Gebed vir kinders is soos om 'n vlag te plant op die straathoek. 'n Vlag van hoop. 'n Vlag van koninkryk. Dit is soos om 'n vuur aan te steek in 'n koue nag. Vuur wat sal warm maak, wat hulle sal lei. Soos om 'n lied te sing, wat hulle sal onthou wanneer hulle eendag groot is. Die kinders op die straathoek is nie net 'n sosiale probleem nie. Dit is ons geestelike uitnodiging. Om vir hulle te bid, is om te bid vir die hart van God. Om te bid vir hulle, is om die koninkryk te bou. Een kind op 'n slag. Ware gebed is nie net woorde nie, maar 'n uitgieting van die siel. Daar is tye wanneer woorde nie genoeg is nie. Wanneer gebed nie net 'n lys is nie, maar 'n leegmaakproses. 'n Uitlewering, stortvloed. In sulke oomblikke word gebed nie net uitgespreek, dit word uitgegiet. Die Hebreëse woord vir uitgiet is shafak. Dit beteken om heeltemal leeg te maak. Dit is nie net 'n druppel nie. Dit is nie net 'n bietjie nie. Dit is alles. Die hele hart, die hele siel, die hele pyn, die hele hoop, alles. Ons sien in 1 Samuel 1 hoe Hanna, kinderloos en verwerp, gaan na die tempel. Sy praat nie hardop nie, haar lippe beweeg, maar haar stem is stil. Tog sê sy, ek het my siel voor die Here uitgestort. Sy het nie net gebid nie, sy het haar hele wese gegee. Haar trane was haar aanbidding, haar pyn was haar offer, haar stilte was haar skree. Ons leer deur Hanna se gebed, dat ware gebed is nie net hoorbaar nie, dis voelbaar. Dit is rou, dis eerlik, dis heilig. Ons leer dit ook so van Jesus.
toe hy in die tuin van Getsemane gebid het. Jesus, die Seun van God. Ons lees in Lukas 22 vers 44. En in angs het hy nog vuriger gebid, en sy sweet het geword soos druppels bloed. Hierdie is uitgieting van die hart op sy diepste. Nie net emosioneel nie, maar fisies. Nie net menslik nie, maar goddelik. Jesus het nie net gebid nie, hy het homself gegee. Sy gebed was nie net 'n versoek nie, maar was die kruisiging van sy siel. 'n Voorbereiding vir die kruis. Die uitgiting van die hart is nie 'n teken van swakheid nie. Dis 'n teken van heiligheid. Soos olie wat op die altaar uitgegiet word, soos water wat die tempel reinig, soos trane wat die grond van genade nat maak. Psalm 56 vers 9 sê, U het my om swerwinge getel, sit my trane in U vles, staan hulle nie in die boek nie. God versamel trane, hy ignoreer nie ons rou nie, hy eer dit. Ons moet ruimte skep vir eerlikheid. Ons moet nie bang wees vir rou nie, moenie bang wees vir stilte nie, moenie bang wees vir trane nie. Kniel, staan, lig jou hande, laat jou liggaam deel word van hierdie uitgieting. Laat die pen van jou siel vloei, skryf neer hoe jy voel. Laat die ink jou trane dra. Moenie probeer mooi praat nie. God soek nie poesie nie. Hy soek jou eerlikheid. Wanneer ons hart uitgiet, begin daar genesing. En genesing kom nie altyd met antwoorde nie. Dit kom met eerlikheid. Genesing kom nie met verandering nie, dit kom met uitgieting. Soos 'n wond wat eers moet bloei voordat dit kan genees. Soos grond wat eers moet nat word voordat die saad kan groei. Gebed is soos 'n kruik wat gebreek word voor die Here. Soos wat Maria daai albasterfles gebreek het, uitgegiet het. Soos 'n rivier wat nie gekeer kan word nie, maar vloei tot by die troon van genade. Ware gebed is nie net woorde nie. Dit is nie 'n ritueel nie, dit is nie 'n routine nie, dis 'n uitgieting, 'n leegmaak, 'n offer. En wanneer jy jou hart uitgiet, sal God dit nie net hoor nie. Hy sal dit dra. Ons giet ons hart uit, nie sommer net in die lug in nie, maar voor die aangesig van die Here. Hierdie gebed is nie 'n uitroep wat sommer net in die niet in verdwyn nie. Dis nie net 'n fluister teen die wind nie. Dit is nie 'n hoop dat iemand dalk luister nie. Nee. Wanneer ons bid, staan ons voor die aangesig van die Here. Ons staan nie voor 'n muur nie, maar voor 'n hart. Nie voor 'n afwesige God nie, maar voor 'n naby God. Die frase voor die aangesig van die Here kom herhaaldelik in die skrif voor. Dit dui op intimiteit, teenwoordigheid, op 'n God wat nie ver is nie, maar naby. 'n God wat nie net hoor nie, maar sien. Nie net sien nie, maar voel. Psalm 34 vers 19 sê, Die Here is naby aan die gebrokenes van hart, en hy verlos die verslaafdes van gees. Daar is nie 'n afstand nie, daar's geen wagkamer nie, geen verwydering nie. Die Here is naby, nie net aan die heiliges nie, maar aan die gebrokenes. Nie net aan die wat sterk is nie, maar aan die wat verslaafdes van gees is. Hierdie nabyheid is nie passief nie. Hy's aktief, hy verlos, hy troos, hy dra. In Eksodus 33 vers 14 sê hy, My aangesig sal gaan, en ek sal jou rus gee. Moses het geweet, sonder die aangesig van God is daar geen rus nie, geen rigting nie, geen identiteit nie.
Die teenwoordigheid van God is nie net 'n troos nie. Dit is 'n kompas, 'n rusplek. Dit is 'n tent van vrede in die woestyn van onsekerheid. Wanneer God sê my aangesig sal gaan, sê hy, ek sal saam met jou wees. Ek sal nie ver van jou af bly nie. Ek sal met jou wees. Vir die berouvolle is die aangesig van God nie 'n plek van oordeel nie, maar 'n plek van rus. Soos die verlore seun wat terugkeer. Hy vind nie 'n vinger wat vir hom toewys nie, maar omhelsing. Soos Petrus wat huil na sy verraad. Hy vind nie verwerping nie, maar herstel. Die aangesig van God is nie 'n hofsaal nie. Dit is 'n altaar. Dis waar ons kom om te kom aanbid, te huil, te rus, te genees. Maak vir jouself 'n plek in jou huis, by jou kerk. In jou hart waar jy kan weet, hier is waar ek voor hom verskyn. Wanneer jy bid met bewuste teenwoordigheid, moenie net praat nie, weet dat hy daar is, visualiseer sy teenwoordigheid, noem dit, erken dit. Gebruik die naam van God as toegang. Here, ek kom voor u aangesig. Moenie net vra nie, luister ook. Moenie net huil nie, ontvang ook. Moenie net stort nie, bly, wag op die Here. Die oproep in Klaagliedere 2 vers 19 is intens. Staan op, roep uit in die nag. Giet jou hart uit soos water voor die aangesig van die Here. Maar hierdie roep is nie net 'n klaaglied nie. Dit is ook 'n uitnodiging om die nag te heilig, om die donkerte te vul met gebed, om die stilte te breek met uitgieting. Die nag is nie net 'n plek van pyn nie, dis 'n plek van proses, van oorgang, van voorbereiding vir die dag wat kom. Psalm 30 vers 6 sê, in die nag is daar geween, maar in die môre is daar gejubel. Hierdie vers is nie net 'n troos nie, dis 'n belofte. Die trane van die nag is nie nutteloos nie. Dit is 'n saad. Die pyn wat in die nag uitgestort word, is nie eindeloos nie. Dit is 'n geboortepyn. Die môre kom, die jubel kom, die lig kom, soos wat die son opkom na die storm, soos 'n kind wat lag na 'n nag van koors, 'n siel wat sing na 'n seisoen van stilte. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, Here, U is die God van die nag en die God van die oggend. Ons kom voor die aangesig, Here, nie net met mooi woorde nie, maar met oop harte. Ons wil ons siel kom uitgiet voor U soos water. Ons wil kom uitroep in die donker. Ons wil huil vir die kinders op die straathoeke. Ons het gestaan in stilte en gewag op U teenwoordigheid. Dankie dat U nie ver is nie. Dankie dat U naby die is wat gebroken is van hart. Dankie dat U aangesig ons nie oordeel nie, maar ons rus gee. Dankie dat U elke traan tel, elke sug hoor, elke fluister dra. Here, ons bid vir ons kinders, vir hulle wat honger is, vir hulle wat hoop verloor het, vir hulle wat nie weet dat U hulle lief het nie. Mag ons gebede hulle omvou soos 'n kombers van genade. Ons bid vir ons gemeenskap, vir elke huis waar die nag lank is, vir elke straat waar die lig skaars is, vir elke hart wat wag op môre. Laat die nag 'n altaar wees, laat die môre 'n jubel wees. Laat ons leekruike gevul word met U lewe. Ons het uitgegiet, U het kom vul. Ons het geroep, U sal antwoord. In die naam van Jesus Christus. Amen.
Kry sielerus met pastoor Martha Klein by die Fontein van Vrede, Sondag 2 uur.